Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die John Deere Afrika potgooi reeks. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Oos-Vrystaat is wisselbouland. Om meer van die metode van risikoverspreiding in boerdery te wete te kom, het ek vroeër vanjaar by die VKB Billy Miliefees en Reis gesels met Neil Klaasen, gesiene boer van die omgewing en hoofbestuurslid van Graan SA in die Rytstreek. Neil verduidelik dat die Oos-Vrystaat 'n verskeidenheidsvoordeel geniet, in die sin dat hulle basies enige gewas kan verbou. Hulle is egter ietwat genoodsaak om te diversifiseer aangesien die klimaat en veral die reënval geweldig verander het in die streek. Basies kom dit daarop neer dat in landbou vandag 'n mens jouself moet aanpas en herposisioneer. Lekker leer en lekker luister. Neil, vertel ons 'n bietjie, waar het jy groot geword, jy geswat, hoe het jou paadjie geloop tot waar ons nou hierso by die Billy Miliefees en Ryt staan, tussen dis in die ou veehokke, né? Vertel ons 'n bietjie jou storie. Ja, my storie is eintlik heel eenvoudig. Ek is gebore hier waar ek nou nog steeds hier in Ryds. Ek is gebore in Ryds, hier groot geword. Op die plaas, nog altyd maar op die plaas gewees en ja, hoe kan ek sê, dit is nog altyd in my bloed. So ek kom maar hier van Ryds, van die platteland af en ja, dis maar waar ek groot geword het. Ja, ek het hier skool gegaan, deel van my skoolloopbaan en daarna is ek Bethlehem toe. So ek is maar nog altyd hier in die Oos-Vrystaat. Wat het jy, maar julle is ook nou, wat is julle? Hoeveel generasies is die Klaasens hier so in die ek wil sê in die vallei? Jong, ja, my oupa het hier so begin. Hy het hier begin en omgevestig hier so in Ryds en maar so self opgewerk en tot my pa naderhand saam met hom begin boer. Oupa het naderhand opgehou en ja, so ek boer nou saam met my pa al van 1999 af. So ons is al 'n geruime tyd saam. So ons gaan maar so van die een generasie na die volgende generasie. Hoorie, so kom ons praat 'n bietjie oor die boerdery. Wat boer jy en hoekom? Ja, Jacques, hier in ons wêreld is maar 'n gemengde boerdery. Ons spot altyd om te sê, hier in Ryds, hier in die Oos-Vrystaat, kan jy basies met enige iets boer, maar niks werk regtig nie. Hoe kan ek sê, daar's altyd, ek kan nie sê dit werk nie regtig nie, maar daar's altyd 'n plek in Suid-Afrika wat dit beter doen. As jy vir mielies plant, daar's 'n plek in Suid-Afrika wat beter mielies het as jy kan koring plant, jy kan aardappels plant, jy kan enige ding hierso groei. Ja, maar ons kan redelik met enige ding boer, maar ek dink daar's plekke in Suid-Afrika wat dit beter doen, maar Julle die verskeidenheidsvoordeel. Ons het verskeidenheidsvoordeel. So ons is nie die beste nie, maar baie ouens kan net mielies plant terwyl ons kan baie ander goed ook doen hierso. Maar jy het vir my 'n interessante storie vertel net nou van hoe jou pa toe hy weggespring het jare terug het hy gesê as hy nie met koring kan boer nie, boer hy eerder glad nie. Maar ek bedoel julle het nou al vertel ons 'n bietjie oor die boerdery. Ons is genoodsaak, die klimaat het baie verander in ons wêreld. Ek meen, soos ek veel gesê het, my pa het gesê, as hy nie kan koring plant nie, wil hy nie boer nie. Ons het baie koring geplant, en die klimaat het net verander. Ons kry nie meer lente-reëns op tyd nie. Ek dink ons is die enigste plek in die wêreld wat koring in die droë seisoen plant en in die nat seisoen oes, so ons risiko is baie hoog. Maar ons oes word gemaak deur lente reëns te kry. September, Oktober moet ons reën kry.
En die afgelope paar jaar kry ons net nie meer lente reëns nie. Ons reëns kom te laat. So ons kan nie eintlik meer koring plant nie. So ons moet al hoe meer skuif na somergewasse toe. Wat baie lekker was met die winter en die somergewasse is jou risiko is versprei. Jy weet, as jy vat sommer die een oes se geld en jy sit die volgende oes in. Jy weet, so jou kontantvloei is baie beter. So ons is nou genoodsaak om net somergewasse te plant. Sure. En ek wil jy het ook genoem dat dit as jy praat van hierdie hele klimaatsverandering. Ek wil dis hoe jy dit voel, maar jy sê ook dis ekstreme toestande. Dis is dit vir ons voel. As dit droog is, word dit baie droog. As dit nat is, dan reën dit verskriklik baie. So ons moet onsself aanpas en posisioneer om aan te pas daarbey. So jy's genoodsaak om baie meer toerusting te hê om jou gewasse in 'n baie kort tydjie te plant. Ons plantvenster raak al hoe kleiner. So, maar aan die ander kant weer, ek amper sê met die klimaatsverandering, dit is nie net sleg nie. Ek meen in ons gebied was ons het gepraat van die koel oostelike streek. En nou is ons hitte-eenhede baie meer. So ons mielieoeste en goed, ons opbrengste raak al hoe hoër. En ek skryf dit toe aan goeie kultivars natuurlik, maar ons hitte-eenhede is baie meer. So ons kan baie later aanplant. Ons het altyd geglo tussen die 20ste Oktober en 20 November is ons plantvenster, maar dit het definitief aangeskuif. Maar ons moet ook maar versigtig wees, want die rypdatum bly maar 'n kwessie. Jy druk dieper en nader aan die ryptyd. Dan hoop ons maar die ryp bly weg. Laas jaar die ryp weggebly en dit het goed afgekom. Want ek bedoel, is veronderstel om warmer te wees, nee, en die winter is as normaal weg. Ons het nog steeds koue winters. So ek weet dit raak maar lekker koud hier in Ryds. Ja, so. Prima, jy weet, dit sluit nou mooi aan by die volgende vraag. Wat beskou jy as 'n moeilike deel van boer? Ek neem aan hierdie klimaatsverandering. Ja, dit het maar sy uitdagings. Ek meen klimaat is een ding. Die risiko raak al hoe hoër. Ek meen ons insetkostes hardloop weg. Daar's nie meer tyd, jy kan nie meer 'n fout maak nie. Jy kan nie bekostig om 'n fout te maak nie. Jy kan nie 'n misoes bekostig nie, want dan het jy probleme. So jy moet sorg dat jy alles ordentlik doen. Jy kan liewer 'n bietjie kleiner plant, maar doen dit goed. As wat jy die hele wêreld wil plant en jy doen dit nie ordentlik nie. Ek meen jy kan baie gou jou vingers verbrand. So vroeër met die insetkostes wat laer was, as jy 'n halwe oesie gemaak het, dan is dit alright. Maar nou moet jy moet seker maak jy het alles reg gedoen dat dit basies net van die reën afhang of jy sukses maak of nie. Hoe die besigheid van boerdery verander? As jy nou dink jou oupa, jou pa en wat jy jouself hoe dinge nou lyk. Ja. Is dit drasties anders? Dit is baie anders. Ek sê baie keer vir my pa, ek wens partykeer ek kan my oupa net vir 'n dag saam met ons hê, dat hy kan sien hoe ons nou moet operate. Ek meen dis lankal nie net meer boerdery nie, dis 'n besigheid wat jy moet bestuur. Papierwerk val ons toe. Maar jy moet hands-on bly. Ek meen jy werk deesdae op rekenaars en goed. Ek meen in die ou dae as jy het nie eens 'n sakboekie gehad nie, jy het sommer net alles op jou sigaretboks geskryf. So deesdae is dit maar jy moet bybly met die tegnologie. Definitief. Wat spring uit? Ek bedoel jy onmiddellik aan tegnologie in die boerdery op sigself. Wat staan vir jou uit? Wat is krities? Of help maak jou lewe baie makliker uit 'n tegnologiese oogpunt. Ja, ek meen ons is almal jy moet maar rekenaarvaardig raak. Ek meen of jy nou wil of nie, jy moet dit doen. Ek meen deesdae is alles op rekenaar en jy moet dit as 'n hulpmiddel gebruik. Ek meen jy kan dit nie as 'n bedreiging sien nie. Soos ek meen soos om te meet is om te weet. Ek meen jy moet weet wat is jou insetkostes. Jy moet weet wat jy uitkry. So dat jy kan weet of dit moeite werd is om weer 'n oes in te sit of nie. So en as jy sien die dinge loop nie reg nie, dan laat jy veranderinge kan maak en vinnig ook. Ja, jy ook ek wil terugkom, jy het vir my 'n fascinerende storie vertel van die droë land Lucerne en jou merino skaap. Is dit ook is dit die weersveranderinge wat jou gedryf het tot dit? Ja, ons soos ek jou net nou gesê het, ons kan enige ding hier in die Oos-Vrystaat mee boer. So ons glo om gediversifiseer te wees. Ek meen ons plant mielies en sonneblom en sojabone. Die koring het ons nou so 'n bietjie eenkant toe geskuif. Ek sal baie graag weer eendag wil koring plant. Ek meen dit is in my bloed, maar ek meen die klimaat en die kultivars nie goed werk nou net nie lekker saam nie. En ons het 'n redelike veefaktor. Dit versprei jou risiko. Ek meen ons boer met Santa Gertrudis beeste. Ons het 'n kommersiële kudde sowel as 'n stoetkudde. Die stoetkudde
het my pa in 1976 het hy daarmee begin. So ons is al redelik lank, ek meen die laaste 44 jaar gebruik ons net geregistreerde sandtabbulle. So ons kommersiële kudde is ook heeltemal suiwer. Maar ons hoofrede hoekom ons die stoet bedryf is om vir onsself bulle te teel wat aangepas is vir ons omgewing. So ons hou nie daarvan om bulle van buite af in te kry nie, want hulle is net nie so aangepas nie. Want ons het maar 'n moeilike wêreld, 'n suurveld, so die goed moet veld aangepas wees. So ons hou daarvan om ons eie bulle te teel. So dit is vir die beeskudde. En dis weer eens hoe jy jou risiko verminder. Dis waar. So jou goed is aangepas en jy weet die kalfies wat aankom is reg vir jou omgewing en jy kan volhoubaar boer. Die ander vertakking is die skape. Ons boer met merinos. My pa sê altyd, dis die edelste dier wat die liewe Heer gemaak het, is die merino skaap. Ek meen, dis eintlik wonderlik, daai vesel wat op hom groei. So ja, ons het, soos jy praat van die droëland lucerne, dis eintlik maar 'n redelike nuwe konsep hier in ons wêreld. Hier is ons nie baie wat dit doen nie. Ek plant droëland lucerne in rye. Ek plant hulle in 3-voet rye wat ek die merinos benut hulle, ons boei en baal glad nie, so dit is baie koste-effektief. En wat dit nog spesiaal maak, dis die enigste skaapras wat jy op lucerne net kan aanhou, want die ander rasse vreet te gulsig, hulle blaas op, en die merino kan dit doen. Hy kan homself handhaaf op die lucerne. En deur dit te doen, kan ek die natuurlike weidings meer aanwend vir die beeskudde. Met ander woorde, ek kan baie meer beeste aanhou as wat ek aangehou het. So dit is 'n wen-wen situasie. Ek het altyd net elke 12 maande het ons geskeer. Maar met die lucerne wat ons inbring, is jou wolproduksie so hoog dat ons nou genoodsaak is om elke 8 maande te skeer. En eintlik kan ek dit nog korter tydperke maak, want die produksie is net soveel hoër. Dit is fantasties. Hoorie, en die wolprys lyk goed op hierdie stadium. Ja, hy het baie teruggesak. Hy het so 'n paar maande terug het hy sommer 30% geval. Sjoe. Ja, so dit is bietjie sleg, maar hy tel weer so stadig aan kop op. Maar dit is nog steeds, die pryse is nie sleg nie. Ek dink ons was dalk 'n bietjie bederf. Maar ja, 'n boer sal ons nou nooit sê hy het te veel gekry nie. So, ja, ons is bietjie spyt daaroor. En om aan te sluit by dit, ek meen ons het begin met 'n hamelboerdery. Jy weet wat ons nie ons hamellammertjies verkoop nie. Die praktyk om 'n komponent hamels in 'n skaapboerdery te inkorporeer word grootliks gemotiveer deur die grootte wolproduksie per skaap wat hamels bied. Addisionele voordeel is die benutting van moeilike veld. Vir 'n suksesvolle hamelboerdery moet die weiding die kos verskaf vir die hamel. En dit is derhalwe die eerste prioriteit vir 'n boer wat met hamels wil boer. Hoe beter behandeling hamel ontvang, hoe beter wollewery en hoe groter is sy karkas. Ons laat hulle groot word op die lucerne, want ek meen, omdat hulle die wol produseer. So toe die wolpryse so hoog was, het dit baie sin gemaak. Dit maak nog steeds sin. Ek sal nog steeds aangaan daarmee. Ek hoop die wolprys herstel. Dit is net 'n maklike boerdery en 'n baie vinnige manier om dit in kontant om te sit. Wat affekteer die pryse? Is dit maar hoofsaaklik die wisselkoers? Ja, die wisselkoers aan die een kant en ek meen die meeste van die wol gaan maar, soos ek verstaan, China toe. So hulle is 'n baie groot rolspeler. So ek dink as die dinge daar nie lekker loop nie, dan affekteer dit maar die wolprys, maar die rand is 'n groot dryfveer vir die prys. Hier is nou 'n moeilike vraag, want ek neem aan daar's baie, maar wat is een van die belangrikste besigheidslesse wat jy oor jou 21 jaar op die plaas geleer het? Ja, ek dink 'n ou moet maar altyd konservatief bly. Jy moet nie te gou veranderinge bring nie. Ek meen vandat ek saam met my pa begin het in 1999, het ons boerdery baie anderster gelyk. Ek meen toe ek saam met my pa kom boer het hy vir my gesê, ek moet nou maar verander wat ek wil verander. Toe het ek vir hom gesê, man, ek peter nie aan 'n wenresep nie. Maar as ons vandag terugkyk, doen ons omtrent alles anderster. Maar alles het met verdrag gekom. Dit het baie stelselmatig gebeur. Ek glo jy moenie te gou veranderinge maak nie. As jy wil verander, doen dit eers op klein skaal en kyk of dit werk.
en gaan dan van daar af. Jy moet nie sommer net inspring met 'n ding sommer net begin nie. Jy kan jou vingers redelik verbrand en dit kan in die boerdery werk jy met sulke groot geld en hoë risiko's en goed dat jy kan jouself reëneer as jy te gou wil wegspring en te groot wil gaan skielik. En ek wil daai is vir my is vir my is interessant nou. Jy praat oor van die land, jy weet 'n fisiese produk, maar dis ook waar selfs as ons na tegnologiese produkte kyk. Hulle noem dit die MVP noem dit 'n minimal viable product. Jy weet so jy loods of beta, jy loods 1 of 2 kyk hoe reageer die kliënt, hoor actually wat die kliënt en dan maak jy verandering en dan loods jy hom aggressief en hard, nee, maar net om te loods en te kyk wat gebeur daai dae is verby. Jy moet seker wees jy het 'n mark vir wat jy ook al doen. Jy moet eers seker maak jy het 'n mark vir jou produk. Dit help nie jy weet jy kan hierdie ding produseer en goedkoop produseer en jy het nie 'n mark daarvoor nie. Dan help dit ook nie. Okay, toerusting en tegnologie. Wat se masjiene of toerusting het die grootste impak op die boerdery en hoekom? Jong, ja, tegnologie speel 'n groot rol. Ek meen deesdae se masjinerie, die trekkers het hierdie GPS tegnologie met die autosteer. Ek dink dis een van die goed wat 'n grootste impak het. Ek meen jy kan mos nou self dink word nie dubbeld gewerk en dit is dis presisie boerdery ja. So dit bring 'n groot impak op ons boerdery. Ons is besig om dit stelselmatig in te bring. So ja, dit het 'n groot verandering gebring. Wat is daar? Ek bedoel, wat is jou ons het nou gepraat van jy moet nie te vinnig uitrol of toets of wat ook al nie. Is kapitaal uitleg maar die groot ding hoekom ouens nie môre selfbesturende traktor implementeer nie of is daar ander faktore wat jy nog moet? Dis maar die groot ding, is 'n groot kapitaal uitleg. Ek meen dis groot geld wat jy moet uitlê. En soos ek weer gesê dit moet vir jou die moeite werd wees. Daai tegnologie moet vir jou geld terugbring in die sak, anderster is dit nie die moeite werd nie. So ja, wat dit 'n uitdaging maak is ons operateurs, ek meen hulle moet daarmee saam met hulle aanpas. Jou ouer garde mense, hulle sukkel om by te bly. Maar die jonger manne, ek meen as jy 'n selfoon kan handle, dan kan jy daai tegnologie ook hanteer. So ja, dit is 'n uitdaging, maar daar is maniere om dit te oorkom. Om seil. Ja. Watter ander besighede, byvoorbeeld verskaffers, het 'n groot invloed op julle sukses? Ek dink hier plaaslik is VKB, Vrystaat Landbou Beperk, was altyd Vrystaat Koöperasie. Ja, hier in ons omgewing speel hy 'n baie groot rol. Ek meen met insette en handel en alles. So ons boere is baie afhanklik van VKB. Die VKB groep is 'n moderne dinamiese landbouonderneming wat sedert sy ontstaan 101 jaar gelede om daarop toegespits het om oplossings te bewerkstellig vir die veranderende en verskillende behoeftes van landbouprodusente en verwante rolspelers. VKB doen besigheid reg deur die Oos-Vrystaat en Limpopo, sowel as in dele van Mpumalanga, Gauteng en KwaZulu-Natal. As 'n eertydse boerekoöperasie is die basiese behoeftes van landboukundige insette, mekanisasie, die hantering en bemarking van graan, finansiering en versekering aangespreek. VKB se primêre strategie is steeds om ondersteuning aan produsente te bied, ten einde meer effektiewe produksie en winsgewendheid te verseker en terselfdertyd produsente se insetkoste te verlaag en die waarde van hulle produkte te optimaliseer. Hulle lewer vir ons 'n baie goeie diens en ek meen ons hoofkantoor ons is so gelukkig hulle is plaaslik hier op Ryds. So ja, ons stap al die jare van my oupa af, my pa, ek. Ons is groot ondersteuners van VKB en hulle is 'n baie belangrike rol in ons boerdery. Hoe vergelyk ek wil is nou jou tradisionele of ek sê histories is maar jou koöperasie, nee, is VKB maar selfe of sal ek sê die koöperasies reg oor Suid-Afrika, is dit maar symal of is hy iets niks of anders van die verskillende streke? Ek dink Vrystaat Koöperasie, ek sê nou koöperasie, ek gewoond in koöperasie, maar ons is nou 'n landboumaatskappy. Is anders in die sin dat dit is die boere sin. Die boere is die aandeelhouers. Ek meen
die boere sê hoe die dinge moet gebeur. So dit is 'n groot voordeel. Ons het nie aandeelhouers van buite af wat net winsbejag is, wat niks voel vir die boere nie. Ja, wins is belangrik, anders dat jy nie vorentoe gaan nie. Maar Vrystaat landboubeperk is vir die boer, definitief. Hoor jy, in terme van, jy het nou gepraat van die trekkers, is John Deere, is die van die groter trekkers wat self bestuur? Hoe lyk die ander handelsmerke? Ja, al die handelsmerke het maar, kan ek sê, het nou daai tegnologie. Ek meen, ja, so in ons omgewing is al die handelsmerke. Ek kan nie regtig vir jou sê die een of daai is nou die gunsteling nie. Ek meen, ons self het al die kleure en geure op. Ek wil net sê diverse streek, diverse handelsmerke. Ek wil nie sê ek is groen of ek is blou nie. Maar ja, dan raak ek van. Dan gaan jou prys gaan opgaan. Ja, dan party ons my kwaad raak. So ons het ietsie van alles. Maar is dit ook so weer eens afhangende van jou behoefte op daai oomblik, afhangende van die boerdery tipe? Dan gaan soek jy vir die beste toerusting. Ja, die groot ding is ek sê altyd, ek dink nie jy kry meer 'n swak produk nie, die kompetisie is net te sterk. Waarna ou moet kyk is hoe is jou naverkope diens? Jy weet, as jy jou naverkope diens goed is, ek sê baie keer en soos ek weer gesê het, ek dink jy kry regtig meer 'n swak produk nie, maar ek sal liewer 'n swakker produk koop met goeie naverkoopdiens as 'n goeie produk met swak naverkoopdiens. As dit jou vraag kan antwoord. Yes. So dis daai weer eens as jy foon optel. Ja, en dit is maar ek meen jou landboubesighede is jou vernoot. So dis 'n gee en neem. So naverkoopdiens is vir ons baie belangrik, ja. Waar so gepraat nou, wat is 'n klassieke area waar manne die bal laat val met naverkoopdiens? Is dit nou so eenvoudig soos jy tel nie die telefoon op nie? Ek dink seker nou nie. Hulle is baie ouens, hulle is baie angstig om die dinge jou te verkoop. En as jy hom gekoop het, dan hoor jy nie meer van hulle nie. Jy weet, en dit maak 'n boer warm onder die krag. Jy weet, as jy moet jou gewasse geplant kry en jou trekker breek en jy kry nie diens nie, jy het nie ondersteuning nie. Ek meen as 'n maatskappy nie gou vir jou 'n vervangingstrekker kan leen of gou jou trekker weer kan regmaak, dan het jy 'n probleem en dit kos jou geld. As jou oes nie op tyd in die grond kom nie of afkom van die lande af nie, dan kan dit 'n groot finansiële impak op jou hê. So dis hoekom ek sê die naverkoopdiens is vir my die belangrikste. Krities. Ja. Ons het nou gepraat van die trekkers wat nou self rondry, die presisieboerdery. Jy het nou gepraat van die kultivars wat meer hitte kan hanteer. Is daar wat se ander tegnologiese vorderinge is daar wat impak het? Dit is eintlik hoe kan ek sê, dit is die voorbeelde is eintlik daar's net eintlik te veel om op te noem. Ek meen net om na jou chemie te kyk. Ek meen met die konvensionele boerdery het 'n ou vroeër jare het jy baie meer geskoffel byvoorbeeld jou lande. Jy weet jou mielies en jou gewasse. Deesdae doen ons baie die meeste van daai bewerkings word chemies gedoen. So die vordering daarmee, die verskillende produkte en die samestellings van die produkte wat jy kan saamgebruik om jou oes te verseker. Ja, dis duur, maar ek sê altyd chemie wat werk is nie duur nie. So jy gaan nie noodwendig die goedkoopste koop nie. Jy soek die produk wat werk, want as jy weet jy het iets gespuit en hy werk, jou onkruid gaan dood, jou insekte wat jou pla gaan dood om jou oes te beskerm, dan sê ek is dit nie duur nie, want jy kry opbrengs op wat jy ingesit het. So die tegnologie op die chemie is ongelooflik. Dit maak my opgewonde. Nou so gepraat, ek het vir jou genoem toe ek nou hier so ryds aangery kom vanmôre. Ek sien ek hier kom ek het onmiddellik aan planes gedink van Pixar, weet jy, kom ou met sy vliegtuig. En ek het nog nie ou so laag sien vlieg nie. Inteendeel, ek kon amper vir hom waai. So as dit mekaar gekyk. Ja. Maar hy het gespuit hierso. Wat spuit die manne nog? Jong, ja, hulle spuit maar verskillende goed. Vanjaar was 'n moeilike jaar. Kan ek sê die reën het laat gekom en toe dit uiteindelik begin reën het in ons omgewing het dit amper nie weer opgehou nie. Ons het gesukkel om ons mielies en ons sojabone en ons sonneblomme geplant te kry. En net so
in so 'n nat jaar wat van droog af so vinnig omswaai na nat toe, kan jy nie altyd inkom met jou trekkers om te spuit nie of met jou hoogloopspuite nie. So die grond is partykeer is dit te nat of jou gewasse as jy die slag as jy kan inkom raak dit te groot en dan is kom ligbespuiting goed te pas. En dit is baie vinnig ook. Dis bietjie duur, maar ek meen weer eens as jy jou oes wil beskerm, is dit nie duur nie as jy weet wat is op die spel. Dan ek meen dis maklik dubbel so duur as met 'n gewone applikasie. Maar ja, dit word vinnig gedoen en ek meen daar's byvoorbeeld in ons omgewing op die mielies is dit daar noordelike blaarskroei is besig om in te kom. Dis iets wat ons glad nie geken het nie en dit begin inkom in ons omgewing en ek dink dis dalk wat hulle nou op die oomblik doen. Hulle probeer dit keer. Wat is die grootste uitdagings en geleenthede met die plaaslike gemeenskap en natuurlik die plaaswerkers? Ja, dit is ook maar altyd 'n uitdaging. Ek meen om armoede op te hef, dit is maar 'n probleem. So ja, ou probeer maar mooi werk met jou arbeidsmag. Ek meen ons moet kyk na mekaar. Hulle moet na my kyk, ek moet na hulle kyk, want ek meen sonder mekaar kan ek niks doen nie. Ek meen ek kan nie alleen die plaas behoor nie. Ek meen die werk sal eenvoudig net nie klaar kom nie. Net so het hulle my nodig. As hulle nie werk het nie, dan kan hulle nie vir hulle kinders kos koop nie, hulle kan nie skool toe gaan nie. So ja, dit is belangrik. Dis maar 'n samewerking met jou mense en ek kan nie sonder hulle. Ek kan glad nie sonder hulle funksioneer nie. Hoe is ek bedoel weer eens, toe jy nou klein seentjie was, kan jy 'n drastiese ek wil sê verandering in weer eens in die plaaswerkers se manier van werk of hulle ware sisteme, wat is die verskil tussen daai ou medallas en die jongere manne? Ja, nee, die dinge het baie verander. Hoe kan ek sê, ek meen ons het vroeër jare het ons byvoorbeeld glad nie arbeidswetgewing gehad nie. Ek meen werksure het glad nie bestaan nie. Werksure was van son op tot son onder of tot die werk klaar is. Maak nie saak of die son nou onder is en of hy nie onder is nie. So ja, deesdae ek meen ou pas aan daarbey. Daar's arbeidswetgewing, werksure, minimumlone. Ek meen jy moet aanpas daarbey, maar ek meen weer eens as 'n ou vir jou goed werk, dan is sy salaris nie vir jou duur nie. Verstaan? Vir die een ou is wat jy minimumloon betaal, voel jy is eintlik heeltemal te veel wat jy hom betaal. 'n Ander ou, ek meen ons meeste mense is almal bo kan minimumloon want hulle is ouens wat die werk kan doen. Ek meen so minimumloon is nie regtig vir ons 'n probleem nie. Ou soek die mense maar uit en wat hulle produseer. Wat gekwalifiseerd is en jy lei hulle ook maar op. Jy verstaan, so ja, die dinge het baie verander en jy kom met baie minder mense klaar. Ek meen vroeër het ons dubbel die hoeveelheid arbeid gehad en ek meen soos jy net genoem het met die tegnologie, die masjinerie word al hoe groter. Ja, en so jy kan met minder arbeid klaarkom. En ek meen dis maar uitdaging vir die gemeenskap want ek meen soos ek sê jy mekaniseer. So daar raak al hoe meer mense sonder werk. So ja, die nood is maar hoog. Ek meen in die platteland is dit moeilik. Die verstedeliking raak al hoe groter. Ja, so dit is maar 'n ding waarmee ons spook. So en hoe die administrasie, jy het nou gepraat van baie papierwerk en goeders, hoe die administrasie van lone oor die jare verander en hoe bestuur julle dit heiliglik? Wat se tegnologie gebruik julle? Ja, nee, soos ek net gesê het, ouens maar op die rekenaar. En ek meen die dinge het baie verander, soos met die arbeidswetgewing, jou papierwerk moet reg wees. Ek meen as jy 'n arbeidsgeskil of iets het, dan moet jou papierwerk moet in orde wees, anders het jy moeilikheid. Ag ek meen selfs BTW. Ek meen ons het vroeër jare nie BTW gehad nie. Ek meen dis iets wat met die tyd ingekom het en dit ek meen dis nie net negatief nie. Dit maak dat jou rekordhouding verbeter het. So jy kan dit nie net negatief sien nie. So jy weet meer wat in jou besigheid aangaan byvoorbeeld. So ja, die tegnologie span ons maar in. Laat jy hands-on is, dat jy weet wat in jou besigheid aangaan. Het julle spesifieke sagteware wat julle gebruik vir die of selfs net vir julle boekhouding? Nie regtig. Ons gebruik maar meer ons is maar meer op spreadsheets, Excel wat ons maar ons eie modelletjies bou. So ja, dit is maar wat ons doen. En laaste vraag, wat is weer die plaaswerkers, wat is hulle houding teenoor tegnologie? Ek bedoel, ek hoor nou die dag 85% of Deloitte sê 85% van die manne en die dames het
slimfone. Ja. So dis nie net 'n ou nofrot Nokiaatjie nie. Nee, glad nie. Nee, ek dink hulle is partykeer verbaas om te sien. Maar ja, ek dink hulle geniet dit want hulle kan sien die werk word vinniger gedoen. So aan die begin is dit vir hulle baie vreemd, soos ek net nou gesê het, die ouer garde sukkel bietjie daarmee, maar die jonger garde, hulle kan dit eintlik baie vinnig tel, hulle dit op en hulle gaan aan daarmee. So hulle met selfoon in die hand gebore. Ja, verseker. Nee, dit hulle kan dit doen. Neil, verskriklik dankie. Ek het jou was lekker om jou op te vang hierso. Ek het jou een kant toe gesleep hierso. Ek weet jy het ander dinge om te doen. So verskriklik dankie vir jou tyd. Dankie vir die lekker gesels. Reg, Jacques, dit was 'n voorreg geweest. Baie dankie. Baie dankie dat jy geluister het. Onthou jy kan die John Deere podcast reeks kry op Apple Podcasts of Google Podcasts, Spotify of SoundCloud. As jy hou het van hierdie episode en die reeks, asseblief deel dit met jou vriende en familie en ons sien uit om altyd van jou te hoor. So enige terugvoer sal ons op reg waardeer. Laat die wiele rol.